Goeiemiddag geliefdes. Welkom hier by 'n druppeltjie van my hart vandag. Ons is weer bly om saam met julle te kan wees. Ek is Edgar Hermanus en Middag, die Barres. Ja, ek is Leon. Alom bekend seker maar. Dis wie ek is. ons gaan vandag dit sommer so 'n selskap hê oor dinge wat vir ons twee belangrik was en in die verlede en wat die Here net gedoen het 41 jaar gelede. Ja, dis omtrent 41. Hierdie jaar gaan dit 41 jaar gelede wees. Oktober 2025, dis dit 41 jaar gelede. Wat die Here absoluut awesome gedoen het in Mosselbaai en waarby ons betrokke was. Sonder dat ons daarna gevra het. Het die Here net iets gedoen wat ons lewens verander het. En vandag sit ons hier om vir julle te vertel wat gebeur het. En ons hoop julle geniet dit. Leon, ek het hierdie spesiale gas vandag by my jarelange vriende wat ons is en ook swaars aan mekaar. So dit is vir my absolute plesier om jou vandag hier saam met my op die program te hê, Leon. Ja, Edgar, dankie dat ek op die program kan wees. Soos julle hoor, hy sê jare lank, ja. Ons was saam op skool ook gewees. Ons sal nou net 'n paar staaltjies vertel van ons skoolloopbaan. Soos die destyds nou wat graad 9 staan dit 7, staan dit 6 en 7 gewees. So ons gaan nie daarin vandag ons sal dit op 'n ander geleentheid doen. Ja, definitief. Daar sal 'n plek wees om 'n video te maak as ons daarin ingaan nie. Wel Leon, wat het 41 jaar gelede hier in Mosselbaai gebeur wat ons lewe so drasties verander het? Ja, Edgar, 41 jaar gelede, soos ek net al gesê het, ons praat van Oktober maand hierdie jaar, 41 jaar gelede. Het die Here wonderwerk kom doen. Soos ons altyd sê, gered uit genade. En dit is wat hy tyd 41 jaar gelede gebeur het. Hoe dat die Here ons kant omgekom het en hoe dat hy ons lewens verander het en dit wat daarmee gepaard gegaan het vir 'n klompie jare, die impak wat daai tyd gebeur het met elkeen van ons en nie net ons nie, vele ander wat daarmee te doen gehad het. Ja, wat was die tydperk gewees hier in Mosselbaai? Wat was die geestelike atmosfeer wat hier was? Daardie tyd, Leon, ek kan onthou die Mosgas ontstaan hier, destyds Mosgas nou Petrus so ontstaan hier en wat het dit op Mosselbaai se gemeenskap, wat 'n impak het dit op Mosselbaai se gemeenskap gehad, veral op families, huwelike en jong mense? Ja, as ons kyk na Mosgas het in die 80s, middel 80s, het Mosgas ontstaan in Mosselbaai. Hy's later vernoem Petro SA. En vele families het gebaat gevind by die ontstaan of die begin van Mosgas. As jy kyk na die sekulêre gedeelte, die impak wat dit gemaak het in mense se lewens, as jy kyk aan finansiële impak, het dit 'n groot impak in mense gemaak, selfs in jong mense wat begin werk daar op daai stadium. En in die gemeenskap self het die gemeenskap groot baat gevind met die ontstaan van Mosgas. Ja, maar daar het ook redelik baie inkomers ingekom wat die dorp laat groei het. Ja. Die dorp laat groei het en ekonomiese groei, maar dit het ook daar was ook 'n tipe van 'n geestelike verval gewees. Omdat die baie uitlanders gekom het, die Turke, en baie van die ander uitlanders gekom het en baie huwelike is daardeur geraak. Want twee dinge het orde uitgespin. Selfs jong mense, jong vrouens wat betrokke geraak het met hierdie man. So want dit is belangrik geliefdes om te kyk na wat is die tydperk wat hom afgespeel het. Toe die beweging, die geestelike ontwaking plaasgevind het in Mosselbaai. Ja, definitief soos jy sê, Edgar, was
ander impak in die gemeenskap, soos Edgar reg gesê het, dat huwelike het daaronder gelei, verhoudings het daaronder gelei, en mens wil nie regtig in diepte nog ingaan nie. Baie van die gemeenskap van Mosselbaai kan getuig oor dit, wat verval daar gebeur het in die middel 80s met die totstandkoming van Mosgas. Maar soos jy reg sê, daar was ook 'n geestelike oplewing en oplewering wat in daardie selfde tydperk plaasgevind het. Ja. Ons sien nader dat die Here wanneer dinge begin afneem en toe dinge begin afneem met die geestelike gedeelte van Mosselbaai, maar daar was 'n oplewing in die ekonomie van Mosselbaai, was 'n uitbreiding geweest. Baie mense het hierna toe getrek, besighede wat oopgemaak het, wat Mosselbaai heeltemal vergroot het. Mosselbaai het eintlik iets natie gewas met die ontwikkeling hier in die begin van Petro SA. Maar hoe het die geestelikheid sy ontstaan gehad? Hoe het die geestelike belewenis na vore gekom, Leon? Ja, as mens terugkyk eerder na daai tydperk en soos ons nog vroeër ook al in die gesprek genoem het oor die geestelike oplewering, as ons kyk na ons twee self, dat 1984, toe ons in standaard 9, en daar was 'n geestelike oplewering, dis waar ons tot inkeer gekom het en waar die Here op ons kant gekom het en ons 'n turnaround gemaak het in ons geestelike lewens en waar ons die Here aangegryp het. En van daar af het daar begin eintlik van 1984 af het daar reeds 'n geestelike oplewering begin. So toe Mosgas inkom, was daar reeds al soort van 'n fondasie gelê vir daai tydperk. So Mosgas het in die middel van dit ontstaan in Mosselbaai. So daar was reeds 'n geestelike oplewering in daai tydperk gewees. Ja, dit was amper asof die Here vir dit wat sou kom. Ek dink nie ons was regtig waar voorberei vir dit gewees nie. Maar dit was asof die Here 'n standaard opgehef het teen dit wat ingekom het. En die verval wat ingekom het, ook saam met die groei van Mosselbaai, die uitbreiding, die ontwikkeling, die ekonomie van Mosselbaai. Het die Here ook daai standaard opgelig deur want ons noem dit die Here, want dit was regtig waar dit onsself het nie. Dit was nou nie uit onsself het nie. Ons het, soos Leon sê, ons het tot inkeer gekom en hy dit is nie net ons twee nie, ons is 'n paar gewees wat later groter gegroei het. Maar Leon, hoe het die ontwaking, die geestelike ontwaking het nie ontstaan binne die grense van gemeentes of kerke nie. Dit was iets wat buite die kerk begin het. Kyk, dit was 'n interkerklike uitvloei van wat begin gebeur het in Mosselbaai. Dit was nie gebonde aan een spesifieke kerk nie. Dit was interkerklik. Enige kerk kon baat gevind het op daai stadium wat besig was om te gebeur in Mosselbaai. En as 'n mens by name van kerke mag noem of dit kan noem, dan kan ek terugdink aan verskeie kerke. Die Anglikaanse kerk, die NG Kerk, onder andere oorlede dominee van der Ros, die AGS Kerk, die Assemblies of God, die Pentecostal Holiness Kerk. En daar was verskeie kerke en jong mense het uit verskeie kerke uitgekom. So dit is die begin van 'n interkerklike aksie gewees, of die ontstaan van iets wat daai tydperk gebore was. Selfs die Baptiste Kerk. Ja, die Baptiste Kerk onder andere was ook. Waar die Baptiste Kerk het 'n baie groot rol gespeel in die begin. Want dit is as gevolg van 'n groep van die Kaap wat na die Baptiste Kerk toe kom het wat ons werksamehede uitgebrei het. Maar soos ons sê, die ontstaan was natuurlik. Daar was nie 'n oproep gewees vir verskillende jagte om saam te kom. Die jong mense het gekom. En toe ons meer en meer bekend word,
toe is dit asof alles in plek val. Dit is asof die atmosfeer net reg was by jong mense om in te skakel by iets wat vir hulle daai satisfaction sou bring. Dit is die evangelie van die Here Jesus Christus. Dis hy. Nee, dit is so, dit was, soos jy sê, die Baptiste Kerk ook onder andere wat op daai stadium betrokke was, of waarmee ons betrokke of te doen gehad het, met verskeie jong mense, met verskeie agtergronde ook. Ons praat nie net van geestelike agtergrond, maar ook natuurlik uit die gewone agtergrond, uit arm gemeenskappe, uit arm huishoudings uit. En dit wat gebeur het regtig die jong mense se lewens aangeraak. Het dit jong mense verander. Hierdie interkerklike aksie wat besig was om te ontstaan op daai stadium in Mosselbaai. Ja, hoe het dit, of laat ek eers vra, hoe het dit gekom dat ons die groep in die wat besluit het, ons gaan nou hierdie jeuggroep op die been bring. Wat was die naam? Ja, as 'n mens bietjie teruggaan, Edgar, dan kan ons nou teruggaan waar ons tot bekering gekom het. En Evangelis Roos, ek dink hy is al, ek praat nou korrek, ek dink hy sal oorlede, so jaar of 2 oorleef. Okay. Ek is nou nie seker nie. Hy het 'n veldtog gehad in Mosselbaai op daai stadium in die 80s. En ons het hy begin met dienste in die gemeenskapsaal, die Almeida gemeenskapsaal, en dit is waar ons tot bekering gekom het en die Here gevind het. En hy het die Sondag byvoorbeeld het hy 'n laaste diens op die Almeida stadion gehad. En daar was redelik mense gewees wat daar tot bekering gekom het met sy laaste diens. En ons was 'n paar jong mense wat in daai week het verskillende jong mense tot bekering gekom en ons het die laaste diens bygewoon die Sondag. En na die diens het ons besef, maar as hierdie persoon weg is, Evangelis Roos, wat maak ons nou, waar bring dit vir ons? En dit is waar ons toe besluit het, maar ons kan nie net so uit mekaar uitgaan. Ons moet iewers by mekaar kom en iets begin, sodat ons kan geestelik sou groei van daai stadium af. So as Evangelis Roos weg is, waarna toe beweeg ons nou? En op daai stadium was ons almal in verskillende kerke nog steeds gewees toe dit gebeur het. En as ek miskien net kan noem, ons kan eintlik op die stadium ook dankie sê vir ons voorgangers. As ons onder andere kan noem, Janie Hon, Quentin Williams, Derek Peterson, daar was verskeie ouens, en hulle, ek sal amper sê, hulle het vir ons so groundbreaking geskep in die 70s toe hulle op skool gewees het, wat die Here op daai stadium gedoen het. So daar was 'n begin ook voor ons ook begin het, maar met 'n ander tipe fase. En op daai stadium op die veld het ons besluit ons moet by mekaar kom, en ons het besluit ons was heelwat 'n paar ouens, as ons 'n paar name mag noem wat op daai stadium wat ons kan onthou, is ek en Edgar, Nathan James, Boetman, ons het gesê Boetman, John Harding, hy is nou oorlede. Goeie man van die Here wat sendingwerk gedoen het op daai tydstip. So ons was 'n paar wat toe daar agtergebly het en gesê het, maar ons moet by mekaar kom en ons moet besluit wanneer ons sou by mekaar kom. En ek dink ons het toe agterna het ons by mekaar gekom, en dit was 'n Dinsdag aan waarop ons by mekaar gekom het. 'n Paar van ons met nog ander persone wat op daai stadium betrokke begin raak het by die eerste meeting. En dit was in Oktober gewees wat die eerste byeenkoms plaasgevind het. Die huis was gewees by Jolene Jacobs. Dit is in Roumenstraat gewees, uitbreiding 13, waar ons by mekaar gekom het vir die heel eerste keer. Mense van verskillende kerke, verskillende agtergronde, maar met een passie om die Here te volg en die Here te dien. Leon, waar het ons die naam self? Jesus Fan. Dit is interessant hoe die naam ontstaan het van die wat nou weet, op daai stadium die Jesus Fan Club wat ontstaan het in die 80s. Die naam het begin op daai stadium was die Michael Jackson. Hy was prominent gewees in die 80s en almal wil wit kouse, swart langbroek, tydbroekie dra en almal wil die moonwalk of wat se walk hulle dit noem
en hulle wil gly op hulle skoene op 'n stage of enige platform wat jong mense gekry het. En mense was so aangedaan oor Michael Jackson. En almal was 'n fan van Michael Jackson op daai stadium gewees. En ons het begin gesels oor, maar as mense en spesifiek jong mense so 'n fan van Michael wil wees, hoekom kan ons dan nie 'n fan van die Here Jesus Christus wees nie? En dis waar die naam ontstaan het, wat ons besluit het, maar as hulle soveel fans wil wees van Michael Jackson, ons is soveel fans van die Here, ons lief die Here en so. So hoekom kan ons nie sy fans wees nie? En op daai stadium het ons besluit, goed en wel, die naam gaan dan wees Jesus Fan Club, omdat ons fans van die Here begin raak. So dis hoe die naam ontstaan het, Jesus Fan Club. En daai naam het vir lang voortgeleef. Eintlik kan jy sê tot vandag, by baie gevalle hoor jy mense herroep daai naam en wat in daai paar jare gebeur het tussen jong mense, tussen kerke. So dit is hoe die naam ontstaan het, die Jesus Fan Club. En ek dink in die beginjare het ons baie impak gemaak op ons skool self, soos op Saubras, waar ons was. Maar voor dit was daar iets wat baie kenmerkend aan ons was. En dit was die gebed en die aanbidding en die woordlees. En dan ook later toe ons begin betrokke raak in uitreikings om die evangelie van die Here Jesus Christus aan die mense te verkondig en so aan. Ja, dit is soos jy sê, daar was 'n geweldige, ek wil amper dit noem, die gebedslas wat op die Jesus Fan Club was. En soos jy reg sê, die aanbidding, die praise and worship, dit was twee bene van hierdie organisasie wat baie prominent gewees het. Oral waar ons gegaan het, was dit gebed, praise and worship, evangelisasie, die lees van die woord. Dit was baie belangrik vir ons gewees om die woord te lees en te verstaan. En daar was 'n honger in mense, of in jong mense se harte was 'n geweldige hongerte gewees om meer te wil weet van Leon, ek onthou dat ons self Saterdaagmiddag by Sabra by skool in 'n klaskamer daar gaan net om die woord te leer en dan ook om of te bid of die Here te aanbid. So dat soos jy sê, dit was nie iets wat ons gesmeek het van die heel begin af. Toe ons begin met die ding, toe was daar die gees van gebed daar. Definitief. So ons het die skool definitief, dit was, ek dink ons het toe ons in matriek kom, ons laaste jaar skool, wat ons begin net met drastiese uitreiking, wat daar het iets begin gebeur in Mosselbaai, dit was die boycotts, want dit was, ons matriekjaar was ook 'n boycott-jaar gewees. So, met elke gebeurtenis wat daar gebeur het, was daar 'n negatiewe gebeurtenis, was daar 'n teenvoeter vir dit. Ons het erger geword soos die tyd aangaan, want ons het dramas op die skool gedoen, ons het poppekaste, ons het met die gitaar op die skool rondgeloop, maar dit was nie net al impak waar ons gemaak. Die skool was nie die enigste plek waar ons impak gemaak het op die leerlinge nie. En pauses ook, waar die kinders na Here toe gekom. Ja, definitief. Onder andere, die Bokmakiri was een van die plekke. Ek onthou die hoekklas was New Jeffrey, was die Afrikaanse onderwyser, en ons het sy klas gebruik om pauses, sessies te het, gebedsessies te het, en praise and worship, en selfs daar was mense wat gekom het vir behoefte van gebed. Die uitroep na gebed was geweldig geweest met die pauses. En die pauses was so kort geweest, ons kon nie alles in hy kort pause doen nie. By tye het ons bietjie oorgegaan, dan moes die klas al begin het vir die volgende periode. Maar die Here was ons genadiglik geweest, dat ons nie regtig moeilikheid as gevolg van dit opgetel het. Ja, geliefdes, ek was altyd verbaas, ons almal was groentjies geweest, wat daai beweging betref. Ons het niks geweet nie. Ons het net die gees van die Here Jesus gehad om ons te lei. En soos ons gelei was en foute gemaak het, so het ons maar geleer.
Maar die een ding wat ek baie goed kan onthou, Leon, is hoe die kinders tot bekering gekom het. Vandag, as ons iemand na die Here toe gelei het, môre laat ons daai kind getuig. Maar terwyl daai kind getuig, ek kan dit so goed onthou, kon jy die trane teen die wange sien afloop. Die kinders het tot bekering kom basies op die getuienisse van die jong Christene wat tot bekering kom. Ons het die ding bestuur en gemanage en so aan, maar die bekerings was awesome geweest. Leon, ons kan ook nie vergeet van hoe ons gebruik gemaak het van die skoolsaal nie. Ja, ons het die skoolsaal definitief gebruik. En so die ook by Hillcrest het toe ook 'n beweging ontstaan wat gelei was deur Michael Horn. Een van ons dierbare broers wat vandag nog die Here lief is vir die Here, maar hulle het dan in die middag, die kinders was self bereid gewees om middag na skool agter te bly. En dan het ons nog sessies gehad vir die klomp wat van die leerlinge wat van Hillcrest gekom het. Ek dink eerder die honger van jong mense het jong mense gedryf op daai stadium. Daar was 'n geweldige hongerte in mense en soos wat Edgar sê, op die skool was 'n honger gewees. En dit is hoekom jong mense gestroom het na die klaskamer pauses en vir gebedsversoeke het jong mense na vore gekom en jong mense van alle klasse het na vore gekom en regtig die honger wat hulle gehad het gemaak dat hulle ook later by die Here uitgekom het en die Here gevind het, of die Here het hulle gevind toe hulle daai turnaround gemaak het om hulle lewens te verander en die Here toe te laat in hulle lewens. En baie mense het my gevra, wat het julle gedoen? Hoe het julle dit gedoen? Daar is mense wat ons gehelp het en ons geleer om dramas te doen en poppenkaste te doen. En dan het ons op uitreikings gaan by die winkels, byvoorbeeld. Uitreikings gegaan, traktaatjies uitgedeel. Want ek kan baie goed onthou, op 'n stadium was ons oor 103, oor die 100 gewees. Definitief. Van jong mense wat gekom het na die meetings toe en kom aansluit het. Maar die ding was nie so seer, ons het dit gemanage, maar dit was absolute beweging van die Here. Dit was iets gewees wat ons moes self leer. Ons het in standaard 9 na die Here toe gekom en matriek was ons laaste jaar en daai jaar het ons uitgebuit om te doen wat ons gedoen het op die skole, maar dit was ook nie net die skole wat geraak was, dit was community. Dit was sommige kerke gewees wat ons besoek het en dan die uitreikings op die strate en die traktaatjies uitdeel en die Here Jesus verkondig. Maar soos ek sê, die gebed. Dit was die anker gewees van die hele organisasie. Oral waar ons gegaan het of op uitreiking was of maak nie saak wat ons so beplan het. Dit het vooraf gegaan met gebed. Dit was die anker gewees. Enigiets wat ons aangepak het was met gebed gewees en oor die uitreikings. Ons het verskeie dorpe hier rondom ons was uitreikings byvoorbeeld gewees, as ek dit kan verder vat. Nie net in ons eie dorp in Mosselbaai self nie, maar die omliggende gebiede. As ek dink aan die George area, dink aan Plettenberg Bay, Jeffreys Bay, Humansdorp, Woester. Op daai stadium was dit Gonnekraal, wat vandag genoem word Vriemesheim. Daar was uitreiking gedoen. Abbotsdale, daar was uitreiking gedoen. So, daar was geïmpakteer op al die plekke met traktaatjies, dramas, sang, wat Edgar nou terecht genoem het. So, dit het ons gebruik op die uitreikingsbane en daar was geweldige impak. Nie deur ons net as beweging of as organisasie nie, maar die Here self het die werk laat gebeur. Onthou, ons was onkundig. Niemand het ons geleer nie. Ons was niemand op 'n Bybelskool nie. Niemand het gesê, hoe lees jy die Bybel? Wat moet jy na kyk en so nie. Ek onthou, die een onderwyser, Quentin Williams, ek weet nie seker onthou toe ons op skool, hy het baie gepraat oor die anti-kris en die 666. En ek het baie gedink op daai stadium, waarvan praat die man? Het die boek van Openbaring
het hy gepraat, hy het vir ons Bybelonderrig gegee, en hy telke maal het hy oor die goed gepraat, en hy het ons nie verstaan nie, maar so het die Here vir ons stap vir stap geleer, wat om te doen, hoe om het te doen, en as ons terugkyk, na die sukses, wat in die kerke bereik was, terwyl ons uitreiking gedoen het, deur middel van dit wat ons gesê het, drama sang, of gebed, of wat ook al, die impak was daar gewees, daar was groot impak, in kerke en in jeugde, wanneer jeugde by mekaar gekom het. Ek weet nie of mense nog daai woord noem, gatecrash. Dan het ons die jeugde gaan gatecrash. Jy daag net op en hulle maak gebruik van jou om 'n sangitem of 'n getuienis te lewer. En dit is die tipe impak wat daar gemaak was tussen jong mense of tussen die jeugde van die verskillende kerke. Ja, dan kortliks daai gedeelte waar julle in die apartheid, hy was mos nog in die apartheid jaar, sê julle die kerk van P.W. Botha. Baie maar wat het julle daar gaan doen? Ja, en dit ouma nie vir julle wonder gewees nie. Kyk, dit was een van die uitreikingsgedeeltes in Kaapstad gewees. Ons is met die Koen busdiens wat destyds in Mosselbaai was. Ons was met hy bus hier op en kan nie meer onthou, maar hy bus was vol. En terwyl ons wegtrek, was dit gebed en sang wat in hy bus gebeur het tot in Kaapstad. En ja, ons het onder andere aktrise ontmoet, Magda Bekes, wat vir ons geleentheid laat kon skep om by P.W. Botha in die kerk, ek dink dit was in Constantia, wat ons kon opgetree het op daai stadium. Dit was in die apartheid tyd, en as jy weet wat dit beteken, sogenaamde breinmense was nie toelaatbaar in daai tipe kerke nie, maar danksy die Here wat vir Magda gebruik het om ons daar te laat sing. En ons het daai Sondagoggend by hulle erediens opgetree en 'n sangitem gelewer. Die sangitem was gewees, soek jy na Jesus, en dan gaan hy nou verder, soek jy na Jesus, en dan gaan hy verder op 'n stadium wat sê, wat hy sing, Suid-Afrika, my land, hier kom herlewing, en dis die sangitem wat ons gelewer het, daai Sondagoggend, en ek kon nou P.W. Botha was ook daar gewees, en terwyl ons hy sangitem lewer, het daai ministers begin huil, en ons het gesien wat die impak kon maak, nie net in ons eie mense nie, maar in daai tydperk van die kerk, 'n sogenaamde wit kerk, wat die Here beweging wat gebeur het daar, en hoe daai mense na sakdoeke gegryp het, en werklik waar gehuil het oor dit wat gelewer word daar, en wat hulle kon sien, wat die Here deur jong mense kon. Dit was so, geliefdes, julle sien self, die Here, daar was nie grense gewees van die grense van Mosselbaai. En die poorte van Mosselbaai was so ons nie gesluit om uit te kon gaan en om die evangelie van die Here Jesus te verkondig aan die mense, soos Leon gesê het, in die buurdorpe langs aan, en dan so ver soos Kaapstad en dan Jeffreys Bay en so aan. En daar het wel van ons ouens, waaronder ek self ook later by Bybelskole en sendingorganisasies aangesluit. Ja, kyk, julle was 'n hele paar gewees wat op daai stadium by Bybelskool, die YWAM, Youth with a Mission, wat vandag nog bestaan. Onder andere was Edwin Phyllis Kim, soos ons hom ken, Gerald Prins, hy is oorlede al. Maar dit was van die persone wat uit die Jesus Fan Club na 'n Bybelskool beweeg het, en om verder opgeleid te kon word in die evangelie en in die werk van die Here. En ook selfs daar het hulle impak gemaak met uitreikings wat weer op 'n ander vlak beweeg het op daai stadium. Ja, en selfs Howard Datile wat na Rhema toe en Nikkie van der Westhuys en sy Bybelskool toe gaan, so dit het die beweging wat die Here begin het, was dan nie net vir Mosselbaai self nie, soos jy sê, dat het ons op 'n heel ander vlak, alhoewel het 'n paar van ons as heel op 'n ander vlak gebring, wat die evangelie betref. Ja, definitief. Maar in die beweging was ook net nie beperk tot Mosselbaai. Ons kan nie genoeg nadruk daarop lê van wat die Here gedoen het nie. Die mense is gevul, gedoop met die Heilige Gees. Definitief. Die mense, daar was baie genesings wat ons ook vir mense gebid het.
ons gaan nie die grapperigheid daarvan nou op die lappe lê nie, maar dit was absoluut 'n beweging wat ons blootgestel het aan baie meer as net wat jegte ondervind. En dit was buite die fasiliteite van die kerk. Wat my laat dink het aan die vrou wat Jesus by die put ontmoet het. Hy kom van Jerusalem af, van die senter van godsdienstigheid af, waar die tempel was. En hy gaan op na Galilea toe en hy kry die vrou daar. En aan hierdie vrou maak hy bekend wie God is. God is gees. En die wat hom aanbid, met hom in gees en in waarheid aanbid. So ons belewenis was buite, en soos Hebreërs sê, gaan ons buite die kamp na waar Christus gelei het. Ons het baie teenkanting gekry saam met die beweging. Ons het geweldig teenkante gekry. Ek onthou selfs uit die geestelike geleedere uit, as mens kan sê, geestelike leiers, daar was geestelike leiers wat ons geweldig teenkanting gegee het wanneer ons hulle kerke sou besoek het. En onder andere was hulle so, die teenkanting was so dat jong mense begin besluit het om hulle eie denominasies of kerke te verlaat as gevolg van teenkanting. En ek dink baie geestelike leiers het nie verstaan wat is besig om te gebeur nie. Hulle het nie verstaan wat die werk van die Here besig is om mee te gebeur in jong mense se lewens nie. En die honger wat jong mense gehad het, ek sal dit weer noem, die honger wat jong mense gehad het. En die geestelike leiers, dink ek het dalk begin half bedreig voel oor wat is besig om te gebeur. En onthou, ons het niemand uit hulle kerke uit gaan haal of gesê volg ons of toch het hulle gekom. Maar toch het hulle gekom as gevolg van die honger en hulle het gesien wat is besig om te gebeur met ander jong mense. En ek dink daai honger wat Here in hulle harte geplaas het gemaak dat hulle al nader en nader begin beweeg het. Tussen die organisasie wat ons gehad het. Ja, dierbaar soos ons sê, en ek wil daarop klim lê, dit is nie iets wat ons het onsself in begin het. Ons was nat agter die ore, ons was groentjies gewees in die dinge van die Here. Maar die Here self het hierdie ding bewerk, en soos ek vroeër gesê het, baie mense het gevra, wat het julle gedoen? Ek kon nie antwoord nie, want al wat ek kan onthou is hoe dit begin het, en hoe die Heilige Gees net daar by ons was, deur gebed, en deur die aanbidding, en die woordlesing van die Here, en deur dit, Leonie, daar ook in ons harte baie diep liefde ontstaan vir Israel. Ja, nee, definitief. Dit kan 'n mens 'n lang gesprek het oor die liefde van Israel in ons harte. Op daai stadium in die Jesus Fan Club, oorlede aan Meg James, hy was Nathan James se ma gewees. Sy het onder andere baie gepraat oor Israel en die wortels van Israel. En ons was jonk, ons het nie verstaan waaroor gaan die vrou dan so aan oor Israel nie. En om in kort net te sê, jare later in ons eie lewens het ons Israel begin ondervind, en die liefde wat Israel, of die liefde wat ons geskep het, gekry het in ons harte vir Israel, het ook veroorsaak dat ons toe daar beland het in Israel. En ek weet, aan Meg, dink ek sy was in Israel gewees op die stadium van haar lewens, want sy het die organisasie het sy aangesluit by ons. Sy was 'n groot volwasse vrou gewees. Daar was nog ander volwasse persone wat aangesluit het, maar die begin van Israel, dink ek, die saadjie was daar geplant, wat dan net oor gepraat het oor Israel. Ja, dit was 'n belewenis, en dit is nog steeds 'n belewenis. Die liefde is nog steeds daar vir Israel, en die erkenning van Israel in hierdie laaste dae van die tyd. Soos Leon sê, was ons daar gewees, en dit maak het net meer gemaak. So, ons het nie gestagneer om verder te gaan. In my eie hart, my eie
bediening is gebou uit die Jesus Fan Club uit. Ja. My liefde vir gebed het gekom uit die Jesus Fan Club uit en ek is nog steeds baie lief vir gebed en intercession. Leon en sy vrou, Diana. Ek weet van hulle ook. En so daardie ding het ons nooit verlaat, want dit is iets wat die Heilige Gees in ons begin. Ja, dis iets wat ons gaan vat het en ons begin met dit. Dis definitief die Heilige Gees wat dit daar in ons harte geplaas het. Dis hoekom dit op vandag nog steeds prominent is in ons eie lewe, in ons persoonlike lewe. Ja, amen. Wat dit prominent is. Ja. So ons wil vir julle dankie dat julle hierdie middag saam met ons inskakel. Ons wil vir julle sê ons is die Here wat ons roep tot dinge. En dit is die Here wat sy tyd daar stel vir dinge om te gebeur. Dis ons wat inkom in die Here se tyd in. En nie Here in ons se tyd in. Dit is nie as gevolg van wat ons doen dat die Here kom nie. Ons doen as gevolg van wat die Here in ons harte sit om te doen sodat hy kan inkom. En wanneer ons bid, dan is dit 'n invitation vir die Here om in te stap in ons nou en in ons die gebeurtenisse rondom ons se lewe en so aan. So die ding wat ons geleer het is gebed, die woord van die Here wat ons ook so voor lief geword het om te lees. Dit is wat ons harte gespoel het deur die jare. Wat gebeur nou in die volgende paar maande? Wat is op die agenda van? Soos jy vra, Edgar, soos julle gehoor het, ons het begin by die 84 met ons redding, ons het aangegaan waar die Jesus Fan Club ontstaan het. En die Jesus Fan Club het tot in 91-92 was hy prominent nog gewees met verskillende uitreiking, met ander groepe ook, onder andere Oudtshoorn byvoorbeeld, het ons ingeskakel. Maar in die begin van Januarie het een van die persone wat betrokke was by die Jesus Fan Club bietjie gesels. Hulle was twee persone, Gary Dutty en Michael van Rooyen. Hulle het gepraat oor, kan ons nie 'n reunie hou van die Jesus Fan Club, van die persone wat destyds betrokke was. En ek weet seker so 5 jaar gelede of 3 jaar gelede was al so sprake gewees tussen die ouens, hoor, kom ons kom met mekaar, ons hoor reunie. Ek het op daai stadium gesê, kry nommers, dan kontak ons persone om te kyk hoe dit gaan werk. Maar ek glo op daai stadium, dit was nog nie die tyd van die Here nie. Ek wil dit sê, hierdie is 'n tyd vir die Here waar ons nou weer by mekaar kom om 'n reunie te hou van die mense wat betrokke was by die Jesus Fan Club. En die 14de Junie se naweek is 'n lang naweek en dit is wanneer ons hierdie reunie wil hou, plaaslik hier in Mosselbaai. Die venue is by Erika Laerskool in Eybreding 13. En tussen Michael en Gary het hulle, of Michael het my gekontak en gevra, wat dink ek van 'n reunie? Ek het vir hom gesê, by all means, ons kyk wat is die reaksie van mense wat destyds betrokke was by die Jesus Fan Club. Hoe gaan hulle respond teenoor die call? En wonder was ons verbaas gewees met die begin van die beplanning van hierdie reunie. Het ons mense gekontak via WhatsApp, via Facebook blad wat daar oop is van die Jesus Fan Club. En ons het seker, ek praat onder korreksie, tussen 60 en 75 mense opgespoor wat betrokke was en wat onmiddellik ingekoop het by die reunie. Almal gaan dalk nie die reunie kan bywoon nie weens omstandighede, maar op die stadium het ons 'n lys van 47 mense, wat betrokke wil wees of wat die reunie wil bywoon. En ek het met 'n paar van die ouens gesels, wat ek gesê het, dis 40 jaar later, is dit 'n Filistyne tydperk, wat Moses die volk moes gelei het, na die beloofde land, hoe hulle gemurmureer het oor al die jare, al die obstacles wat hulle gehad het, om daar in die beloofde land uit te kom. En ek het begin wonder, en die Vader gevra, hoorie, wat is dit, hoekom gebeur hierdie ding nou? 3-4 jaar later kon hy nie van die grond afkom nie, en all of a sudden, toe die oproep daar is, dus mense se harte in een met dit, en
wat wil opkom na die reunie en die excitement. Ons het WhatsApp groeps gestig waarop mense kon kommunikeer, so as 'n platform vir mense van daai tydperk. En ons het byvoorbeeld foto's van 1984, 85, foto's wat ons geplaas het op hierdie WhatsApp groep en op die Facebook blad en waar mense gerespond het teenoor dit. So daar's regtig 'n groot opgewondenheid tussen die ouens. Amen. En hulle sien regtig uit na die reunie van die Jesus Fan Club, want dis die eerste reunie wat ons hou. So na 40 jaar hou ons vir die eerste keer 'n reunie in Mosselbaai waar dit begin het in 1984. Amen. Amen. Wat wil ons vanmiddag vir julle sê? Ons self sit met 'n vraagteken in ons harte. Wat is dit wat die Here wil? Ek glo definitief is nie meer 'n oplewing van die fanklub nie. Maar daar is iets in dinge in ons lewens wat van tyd tot tyd weer hernieu moet word. Wat weer revive moet word. En ons gebed is dat die gees van resurrection spirit sal opstaan in ons harte. Al is dit net weer om daai wapens van gebed in die woord en aanbidding, al is dit net weer dit om in ons harte te laat. Vir u wil ek sê, wat is dit wat die Here in jou hart wil lewendig maak? Ons het nou die tyd van Passover deurgegaan. En wat is dit wat die Here in jou lewe wil vasmaak? Weer die stempel op jou gees plaas van wat hy in die begin gedoen het. Want verseker sê die woord wat in die begin was, sal weer wees. En mag dit so met u ook wees. Dat die Here se gees, soos ons nou al die hele tyd sê met die opname, dit was nie ons nie, dit was die gees van die Here. En dit is ingebrand in ons harte. En mag dit wat gaan plat lê het in jou lewe weer opstaan in revive. En mag die mure in jou lewe weer opgebou word, sodat daar geen gaping kan wees waardeur die vyand in en uit in jou lewe kan gaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dank U vir U Heilige Gees. Ons dank U dat U in staat is om weer dieselfde dinge en selfs beter en groter kan doen in ons lewe. U is wakker oor U woord om dit te volbring. Ons vra, wat is U besig om nou weer te doen in ons lewens? Maar ons dank U wat die planne wat U vir ons het, is groot, Here. Die regterhand van die Here is groot en doen kragtige dade. Ons dank U, ons eer U, Here, vir hierdie oomblikke en dat ons kon deel en ons harte deel oor dit wat U gedoen het, Here. Getuienis kan gee van dit wat die Here gedoen het en wat die Here nog steeds doen vandag. Amen. Leon, baie dankie vir jou tyd en vir die oomblik dat jy saam met my op druppeltjie van my hart kon wees. Dankie, dit is 'n plesier. Ek glo dis die begin. Daar gaan nog vele geleenthede wees wat ons so 'n program saam kan doen. Amen. Shalom. Shalom, geliefdes.